Goeiemôre gemeente en maats. Soos julle sien, het ek vandag 'n flits by my. En as mens dink aan wanneer jy 'n flits meestal gebruik, is dit of as jy gaan kamp en jy wil sien wat om jou aangaan in die aand, of deesdae met al die beerkrag wat aangaan, dan gebruik jy dit om net die mense in die huis om jy te kan raak sien. En glo dit of nie, maar die Here sê vir ons in Matteus 5 dat hy wil ook hê dat ons net soos ligte moet wees. En hy sê vanaf vers 15 tot 16 sê hy vir ons: 'n mens steek ook nie 'n lamp op en maak dit onder 'n emmer toe nie. Inteendeel, jy sit dit bo op 'n lampstander, dan maak dit lig vir almal in die huis. Julle moet so voorbeeldig lewe dat julle 'n helder lig sal laat uitstraal. Dan sal die mense dit sien en julle hemelse Vader daarvoor prys. So maats, julle sien, die Here wil hê dat jy deur jou woorde en deur jou aksies sy lig laat skyn. En baie mense is al vir hulle hele lewe in die donker en sukkel om die lig te sien, omdat hulle al so lank in dit is. Maar dan as jy naby aan genoeg aan hulle lewe en jou lig aan hulle skyn, dan gaan hulle wonder, hoe kry jy dit reg en hoe kry jy dit reg om so te skyn? En dan kan jy vir hulle sê, jy kry dit net reg deur Jesus. En hulle gaan dan nuuskierig word en wil meer leer daarvan. En so maats, die challenge is om altyd te probeer om die regte woorde en die regte dade uit te voer, sodat die mense om jou, die Here in jou kan raak sien. Ek hoop regtig julle het 'n geseënde week en 'n geseënde dag verder, en dat julle net veilig bly. Here, ek vergeet so gauw die woorde en beloftes en die vuur wat in my hart gebrand het is nou flauw. Met 'n hart vol ongeloof bedink ek aardse wysheid. Vergewe tog my lauwheid, ontvlam my hartse vuur. Heer, vergewe, wees genadig. Jesus, wees genadig. Heer, vergewe, wees genadig. Christus, wees genadig. Ek het soms ook neergekniel voor mensgemaakte gode en gegaan op paaie wat my ver van u wegneem. Maar ek keer na u terug en pleit om u genade. Vergewe tog my sonde en neem my in u huis. Heer, vergewe, wees genadig. Jesus, wees genadig. Heer, vergewe, wees genadig. Christus, wees genadig. Ek het terug verlang na u liefde en genade, na die stroom van goedheid wat vloei van waar u woon. Nou kom buig ek voor u neer, want u is nog my Vader. Ek is nog 'n kind van u, ek kan u nie vergeet. Heer, vergewe, wees genadig. Jesus, wees genadig. Heer, vergewe, wees genadig. Christus, wees genadig.
Goeiemôre, dit is vir my 'n wonderlike voorreg om vanoggend so saam met jou te wees. En mag jy daar waar jy is, die teenwoordigheid van die Here op hierdie wonderlike dag ervaar. Kom ons word dan stil voor die Here. Ek kyk op na die berge. Waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Die Here wil jou vanoggend kom groet, hy wil jou kom seën, hy wil vir jou vrede bring, hy wil vir jou genade bring, en hy wil sy groot hart met jou kom deel. Maak nie saak wat jou omstandighede is nie, die Here is daar vir jou, en dit kom vanoggend na jou toe, baie spesifiek, in hierdie moeilike tyd, van God die Vader, Jesus Christus sy Seun, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Kom ons bid dan saam. Ek bid, o Vader, dat U self so in Christus en deur die Gees aan ons sal openbaar, dat ons U werklik sal ken. Mag ons U liefde in Christus ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag ons lewens met U teenwoordigheid oorspoel word, sodat daar nie 'n stukkie van ons lewe is, wat nie deur U teenwoordigheid geraak en gevorm word nie. En dit bid ons in die heilige naam van Jesus die Here. Ek wil vanoggend saam met jou kuier en miskien maar 'n vraag vra wat aansluit by ons tema, hierdie proses van suiwering, die pad wat ons loop. En begin deur miskien 'n herinneringsvraag aan jou te vra, of jy kan onthou hoeveel keer in jou lewe, van dat jy 'n klein kindjie is, tot vandag toe, is jy al uitgesluit. Uitgesluit uit groepe uit, uitgesluit uit die familie uit, uitgesluit van vriende, van miskien 'n nuwe gemeenskap waar jy in beweeg het, 'n nuwe blyplek, vir kinders wat nie by 'n skool aankom, weet hoe is dit, as jy nie by die werk kom, dan is dit baie maklik om baie eensaam, alleen, eenkant te voel. Dit is vir al kinders en kleinkindertjies wat baie keer wreed is, deur sommer reguit, nie net maatjies uit te sluit nie, maar te sê hulle wil nie met hierdie enetjie of daai enetjie speel nie. En ons weet hoe kompleks dit is as tieners besig is om hulle self te ontdek en hulle groepe vorm, hoe moeilik is dit om in 'n groep te kom wat jy graag wil wees, terwyl jy eintlik nie daar 'n plekjie het nie, en word 'n mens baie maklik uitgedruk, of tussen groepe moet jy heeltyd balanseer, wat vir ons jong mense baie moeilik is. So by enige oorgang is dit baie moeilik, en ervaar 'n mens deurlopend deur jou lewe hierdie gevoel van uitsluiting. Ons het ongelukkig al almal eers onskuldig gemaak deur nie ons verantwoordelikheid na te kom as daar in groepe of prosesse aan die gang is waar mense uitgesluit is, om vorentoe te tree en regtig ekstra moeite te doen om vir mense te verwelkom. En mense wat daardie gawe het om regtig onbekende of vreemde mense in te sluit en hulle tuis laat voel, is 'n besondere gawe wat ons ook van die Here, spesifiek van die Heilige Gees, ontvang. So ons is met hierdie proses van uitsluiting, is ons besig met hierdie reeks oor suiwering, en ek herinner jou aan Caleb wat ons die vorige keer na gekyk het, Miriam en ook Jakob en Rebekka, en ons fokus dan vandag op 'n vrou wat uitgesluit is. 'n Vrou wat 'n prostituut was. 'n Vrou van skande. 'n Vrou wat agter die hand gewoonlik oorgeskinder word. En 'n mens kan dink daar in Jerigo wat sy gebly het, was sy getag gewees. Sy was die lekker vrou. Sy was die vrou wat skande veroorsaak het. En nou stuur Josua, wat op die drempel van die beloofde land is en gereed is, en julle onthou dat hy en Caleb 38 jaar gelede ook
die beloofde land gaan verken het, stuur hy 2 verkenners uit, hy sê gaan kyk spesifiek na Jericho. En nodeloos om te sê, in 'n vreemde stad wil niemand hulle ontvang nie, het hulle ook geen plek waar hulle kan inkom nie, behalwe die vriendelike tannie. Die een wat bereid is om vreemdelinge in te neem en natuurlik haar besigheid so te doen. So, sy ontvang in Jericho die 2 verkenners wat Josua uitgestuur het. Haar naam is Rahab, die prostituut. En in daardie samelewing het vroue van die nag nie 'n goeie naam gehad nie. Hulle was nie geloofwaardige getuies nie. 'n Mens kon nie geglo het wat hulle sê nie. Hulle getuienis in die hof het nie swaar geweeg nie. En daarom is hulle baie maklik uitgesluit en is hulle nie baie ernstig opgeneem nie. Maar hierdie vrou, Rahab, daar in Jericho, het erns van ratte verwissel. En God moes in haar hart begin werk het. Daar moes iets met Rahab gebeur het, toe sy hierdie 2 manne ingeneem het. En was sy bereid om te glo in hulle God. En selfs myn eed te pleeg teen haar eie stad se koning om haar verantwoordelikheid na te kom. En ons lees in hierdie hele verhaal hoe betroubaar sy was en hoe sy by haar woord gebly het. Nou, elkeen van ons het al foute gemaak. Miskien nie so groot dat hy daaroor getag is en uitgedruk is en nie meer 'n plek het nie, dat mense elke dag skinder nie, maar elkeen van ons het al foute gemaak. Ons almal het al die ongemak ervaar om uitgedruk te word, om vriende te verloor, om nie welkom te voel nie. Maar hierdie Rahab, daar in Jericho, teen haar aard, teen dit wat almal van haar dink, tree met die krag van God vorentoe en neem 'n nuwe identiteit aan van geloofwaardigheid om by haar woord te hou. Die kans wat God vir haar gee, die een kans, gryp sy meesterlik aan. En sy is planmatig besig om hierdie manne te beskerm, veilig weg te stuur, maar wel 'n verbintenis te maak dat sy en haar familie beskerm sal word in hierdie proses. En daarom lees ek dan saam met jou, as Josua dan die stad inneem, wat hy vir hierdie 2 verkenners sê. Ek lees saam uit Josua 6 vanaf vers 22. Vir die 2 manne wat die land moes verken, het Josua gesê: "Gaan na die huis van die prostituut toe en bring die vrou en al haar mense uit, soos julle haar met die eed beloof het." Die verkenners het toe gegaan en vir Rahab, haar pa en haar ma, haar broers en al haar mense, haar hele familie uitgebring en vir hulle 'n plek buite die kamp van Israel ingerig. Nou, hier sien 'n mens dat daar daai tyd al isolasie was en dat 'n mens eers, soos wat buitelanders en mense wat deur die COVID is, eers in isolasie moes wees. Hulle moes vir 'n tyd volgens die Israeliese reinigingswette nou eers buite die kamp tyd spandeer. Die stad met alles daarin, dis nou Jericho, is verbrand. Net die silwer en die goud, die brons en die ystergoed is in die skatkis van die huis van die Here gesit. Josua het die prostituut Rahab en haar hele familie, al haar mense laat lewe. Sy het tussen die Israeliete gewoon en haar nageslag
woon nou nog hier, omdat sy die manne vir wie Josua gestuur het, om Jerigo te verken, weggesteek het. Ons sien dat sy geïntegreer word as 'n nie-Jood, as iemand wat nie plek het in die volk van God nie, in die hart van die volk Israel. Sy en haar hele familie word deel van die volk Israel. In die nuwe beloofde land is hulle deel van. En nou kyk ons 'n bietjie verder in die Bybel wat die Bybel sê oor hierdie vrou Rahab. Hebreërs 11 vers 31 sê dat Rahab se lewe gered is. Hoekom? Omdat sy geglo het. En ons weet dat die hele Hebreërsbrief oor geloof gaan. Ons sien ook dat Jakobus na haar verwys in Jakobus 2 vers 25 dat sy 'n voorbeeld van geloof was, maar dat Rahab spesifiek volgens daardie vers die geloof laat oorsit het in dade, die oproep wat Jakobus vir ons gee om regtig nie net te glo nie, maar iets te doen. Maar ons sien dan dat Rahab haar geloof in God gestel het en nie in haar aardse maghebbers nie. Iets wat in hierdie tyd ook vir ons nogal baie belangrik is. Ons sien dat Jesus in Johannes 4 'n stikkende vrou, 'n randfiguur by die put gaan ontmoet, toe dit teen sosiale norme was vir hom as 'n Joodse man om met so 'n randpersoon, 'n heidense vrou te praat. Ons sien dat Jesus in Johannes 8, die vrou wat so pas op met oorspel betrap is, uitbuil en sê, jy wat nie sonde het nie, gooi jy die eerste klip. Ons sien dat die Here in sy groot genade nie kyk waar ons vandaan kom nie, maar as ons met opregte harte vorentoe tree en onsself suiwer en glo dat God die delete knoppie druk oor jou geskiedenis. En is dit dan nie juis in 'n tyd soos hierdie waar ons op 'n pad van suiwering is wat God ook vir jou geleentheid wil gee om alles in jou lewe wat skeef geloop het, waaroor jy hartseer is, maar waar jy na alle waarskynlikheid nou niks meer kan doen nie omdat dit baie jare gelede gebeur het, nou juis om vergifnis vir die Here te vra en om te vertrou en jouself te suiwer en nie met geloof die pad met die Here te loop nie. Dis wat God se hart vanoggend is. Dis wat God vir jou kom sê om jou te suiwer, om vir jou 'n rein hart te gee, as hy vir Rahab, die prostituut, in sy hart van die volk kon bring. Dan kan hy definitief dit ook vir jou doen. Maar hy bring haar nie net in die hart van die volk nie. As ons na die geslagsregister van die Messias in Matteus 1 gaan kyk, dan staan daar 4 vroue met besondere betekenis wat deel van die voorsate van Jesus Christus is. En daar in Matteus 1 vers 5 is Rahab, die prostituut se naam, dat sy deel raak van die Messias. So as God jou innooi, is dit nie maar met voorwaardes en met name en met uitsluiting en met herinnering van wie jy is nie. Dis volledig. En dis wat God in hierdie tyd wil doen. Wil jy nie maar vanoggend jou hart kom suiwer nie? Wil jy as jy jou hart klaar gesuiwer het en vergifnis gevra het oor dinge wat baie jare gelede al skeef geloop het in jou lewe, wil jy dit dan nie vorentoe tree en ook jou tong vanoggend suiwer nie? Dat ons nie meer mense name sal noem nie, dat ons nie meer mense uit sal druk uit groepe uit nie. Of jy nou 'n bejaarde is en of jy net van mense se skandes weet, wat water onder die brug is, of jy 'n tiener is, of jy 'n klein kindjie is vanoggend, roep die Here jou
om nadat jy jou eie hart gesuiwer het, jou tong te suiwer. En in hierdie tyd, na suiwering, in geloof vorentoe te tree, ook mense te vergewe wat jou miskien benadeel het, om met deernis in jou hart uit te reik na randmense, sodat ons ook na hierdie geweldige pandemie nuwe gemeenskappe kan bou. Gesuiwerde gemeenskappe wat warm harte het vir mense wat stikkend is. Dis juist in 'n tyd soos hierdie, wat God jou innooi, jou eie sondes vergewe vanoggend, sodat jy na hierdie tyd kan uitgaan en 'n groot verskil kan maak in 'n wêreld vol nood, in gebroke mense se lewens, wat ergens getag is, wat ergens uitgerangeer is, wat hulle self miskien nie kan vergewe nie, en wat ons so maklik name noem. Kom ons gebruik dan die genade wat God in ons lewe inbring en in ons hart inkarneer om uit te gaan en 'n ander samelewing te skep waar mense nie uitgedruk word nie. Dis die storie van die kerk, dis die hart van die identiteit van die kerk en dit is die kerk waarvan ek graag deel wil wees. Ek is seker jy ook. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons kom bely ons behoefte aan suiwering. En ja, Here, ons het al oral mense name genoem. Ons het al almal mense herinner, of ander mense herinner, van die swak plekke van ander mense. Help ons in hierdie dae, suiwer ons eie harte, en dat ons dan gelowig in afhanklikheid van U, soos 'n Rahab, die groot tree sal gee in ons geloof na U toe, en dat ons sal bou na hierdie tyd aan 'n samelewing met deernis, met vergifnis, geankerd in die bloed van Jesus Christus, waarin ons ook randkerklike mense wat in die rand van die samelewing is, en wat baie seer het, wat baie swaar kry, in sal nooi, omdat ons besef, die groot werk wat die Here Jesus Christus in ons eie lewe gedoen het, om ons te vergewe. Amen. Wondergenadige Meester, Redder en ewige vriend, wie sou kon dink hierdie lam is, die herder vir almal wat dwaal, o die herder vir almal wat dwaal. Gebroken soos ons, o mense gebroken soos ons.
wat getrou ons kom soek. Liefdevol kom U en vind ons, hier waar ons buig voor U troon. O, hier waar ons buig voor U troon. U is ons loflied se redder, ons wil U ken en bemin. U maak gesond en vergewe, mense gebroken soos ons. O, mense gebroken soos ons. U is ons loflied se redder, ons wil U ken en bemin. U maak gesond en vergewe, mense gebroken soos ons. O, mense gebroken soos ons. Dit is dan vir my 'n voorreg om vir jou uit te stuur. 'n Nuwe week in, nuwe geleenthede, waar jy in die wêreld en waar jy ook kontak het met die sosiale media en op ander maniere 'n verskil gaan maak. En mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap met sy Heilige Gees by jou wees, by jou bly, totdat hy spoedig kom op die wolke. Amen.